Die volgende een, vriende, is waarheid nommer 2, is die verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid word vir my en jou gegee. Leer en vermaan mekaar in wysheid. Leer en vermaan mekaar in wysheid. Kolossense 3:16b, jy sal sien ek gebruik vandag net een teksvers uit daai hele hoofstuk wat ons gelees het. Leer en onderrig mekaar, let wel mekaar, met alle wysheid. Jy sien, voordat ek en jy, vriende, mekaar kan leer, moet ek en jy besef. Daardie vers sê nie, word geleer deur die predikant nie, en word net slegs geleer deur hierdie 4 mense op die skerm nie. Ons is dankbaar, maar dit is nie net my werk nie. Dit is nie net dominee Johan en die 2 dominee Christus se werk om vir julle te leer en vermaan nie. Vriende, hierdie opdrag in die skrif is 'n wederkerige opdrag. Dis vir elke gelowige, want Efesiërs sê vir my en vir jou, live a life worthy of the calling that you have received. En wat is my en jou roeping? My en jou roeping is om die Here Jesus se boodskap te verkondig. En vriende, daarom is dit vir my en jou moontlik om ander te leer en vermaan. Wanneer die woord nie in my woon nie, vriende, dan gaan dit vir my baie moeilik wees om mense te leer en vermaan, want ek gaan hulle net vanaf die wal tot in die sloot help. Maar wanneer die woord in my woon, vriende, dan is ek op 'n plek, op 'n fondasie waar ek mense die Bybelse waarhede kan gee. En hy kan dit gebruik om ander te leer en vermaan. En vriende, dis hoekom Kolossense 3 verse 16b in die 53 vertaling vir my so mooi is. Want die 83 sê leer en onderrig mekaar, maar dis baie soortgelyk, want onderrig beteken ook dat ons mekaar moet vermaan. En vermaaning is 'n bietjie anders as onderrig, want sien, vermaaning is om iemand te waarsku. Dit beteken ek en jy moet hulle waarsku teen iets, of ons moet hulle sagkens reghelp. Nou, waaroor gaan hierdie leer dan? Want ek sê vir jou, die woord sê ek moet jou leer, en ek wens ons het tyd gehad, ek wens ons het nog 'n uur gehad, maar ons het nou nie, so ek kan nie nou te diep daarin gaan nie, want die Bybel is deurdrenk met hierdie idees, maar hier sit 'n paar. Ons moet vir mense leer van die leerstellings van die woord. Ek en jy moet kan opstaan en die Here Jesus, sy woord en sy boodskap, ons moet dit kan verdedig. Ons moet mekaar korrigerende opdragte kan gee, in liefde natuurlik, en dit gaan oor vermaaning. Ons moet praktiese onderrig vir mekaar kan gee. Weet jy wat, hierdie is wat die skrif sê, hier is hoe ek en jy as 'n gelowige behoort om te leef. Ons word geken aan Christus, en die vrug daarvan, nie aan die wêreld nie. Dan is daar bemoedigende lering. Vriende, ek en jy moet mekaar kan aanmoedig, kan kom sê die skrif uit, weet jy wat, die Here sal by jou wees, as jy nie 'n lekker tyd het nie. En dan is daar privaat onderrig, mentorskap, wat ons in die woord van God ook sien. Maar wat hierdie verskillende leerstellings vir my en jou gee, maar ook al hierdie leer vir my sê is, vriende, God gebruik ons almal. Hy gebruik elkeen van ons op verskillende maniere om mense te leer en vermaan. Of jy nou 'n mamma of 'n pappa is in jou huis, of jy by die werk is, of jy nou 'n dokter is by die hospitaal, of jy 'n selleier is wat besig is om die woord van God met ander te deel, hy gebruik elkeen van ons. Maar vriende, dan doen hy iets ongelooflik. Hy gee vir my en vir jou die woord. 2 Timoteus sê die hele skrif is deur God geïnspireer. Johan het dit in 'n ander week weer genoem, Theopnestos, né? So uitgeasem deur God. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Hoekom? Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei sal wees vir elke goeie werk. Hoe ongelooflik, die Here gee vir ons sy woord om mekaar te leer en te vermaan, maar hy los ons nie net daar nie. Die woord sê vir ons, hy gee vir my en vir jou 'n helper. En wie is daar die helper, vriende? Die Heilige Gees. Vriende, ek en jy die Heilige Gees nodig as ons ander mense wil leer en vermaan. Hoekom? Hier is die rede. Want die Heilige Gees, vriende, is die change agent. As jy in 'n besigheidswêreld, dan hoor jy baie daai woord change agent. Die Here en die Heilige Gees is die change agent wat goddelike verandering binne in my en binne in jou hart bring. Maar die woord, vriende, die woord is die instrument wat gebruik word. Vriende, die Heilige Gees kom en hy verlig
Skies tog nee, ek gaan nie sê skies tog nie. Die Engelse woord is it illuminates the word. So mooi. Die Heilige Gees verlig die woord in jou hart. Maar die woord onderrig jou hart. En ek hoop jy snap daardie punt, vriende, want dit is vir my baie belangrik dat jy dit weet. En dis nie ek wat dit sê nie, ons het nou gelees in Kolossense 3, dit sê, leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofsange en so gaan hy aan. Maar Paulus praat ook met die Efesiërs en hy sê vir hulle, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Selfde idee waar hy met hulle oor praat, hoe ons moet leef. En dan sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met die hele hart. Hoekom? Tot eer van die Here. Selfde gedagte wat Paulus soos hier kom sê, maar wat hy wil vasmaak in my en jou hart is dat die Gees, vriende, en die woord nie apart gebruik kan word nie. Hulle werk altyd saam. Hulle kan nie geskei word nie, vriende. En dan wanneer die woord in my woon en wanneer die Heilige Gees saam met my werk, dan kan ek en jy mense leer, dan kan ons mense vermaan. Hoekom? Want ons gaan dit nie uit ons eie trots uit doen nie. En ons gaan dit nie op 'n oorheersende manier kom doen nie. Ek sê vir jou, Johan, nee, slaan jy met die Bybel. Nee. Dit is nie dan hoe my en jou hart lyk nie. So vriende, leer en vermaan gaan oor meer as dit. Dit gaan oor wysheid ook. Sien, dit gaan oor wysheid. En hierdie wysheid waaroor die woord hiervan praat, vriende, is nie my en jou eie opinies nie. Dis nie ons gedagtes nie. Dis nie ons voorkeure nie. Dis my lekker as jy absolute organiese gekweekte groente eet. Dis great. Maar dit beteken nie ons almal moet dit eet nie. As jy dit eet, is dit fyn. Jy weet nou net hoe ek oor groente voel. Maar dis okay. Wysheid, vriende, waarvan Paulus hier praat. Wysheid vloei uit God se woord en uit Jesus se voorbeeld, soos wat ek vroeër gesê het.